Ek kan maar gaan na die, ek het die eerste, die ethiese het ek gemis, maar dit maak nie saak nie. Ek dink nie so paar predikant onder jou, beteken, is dan ons 'n teks wat jou gryp, en dan dink jy, die teks sê dit, en as jy so 'n bietjie met die Bybel en die teks werk, dan vat jy heel na ander kant. Ek moet bely ook, nou met die onderwerp moet begin, en is iets wat ou sommer uit jou kop uit doen nie. Het jy my so 'n bietjie na ander kant toe gevat, en ek hoop dit sal steeds insiggewend wees. Maar baie dankie dat julle my gevra het, ek moes 'n bietjie navorsing doen, met die Anglas navorsing. Die antwoord is ja, ons het so ding nodig. Ons het 'n ethiese waardestelsel nodig. Natuurlik is nie so maklik. Die sekulêre definisie, ek het ons sommer op Google gaan kyk, wat ek vertaal het, is waarheid is blywende oortuigings, belief sê die Engels, wat ons gedrag en besluitneming beïnvloed. Hulle dien as leidende begin, en kyk na die woord ons, wat ons gedrag. Hulle dien as leidende beginsel wat ons self bepaal wat belangrik in ons lewens is, en hoe ons in verskillende situasies moet optree. Waarheid kan persoonlik, kultureel en deel wees, en dit speel 'n kritieke rol om ons identiteit en karakter te vorm. Nou, baie word dus gemaak van die persoonlike keuse van waardes. En dit is net daar waar ek toe bietjie teruggegaan het 'n paar goed van my ou doppergoed gaan lees het, Benny van der Walt en ons het ekstreem tot oor waardes. As mens dieper delf, dan is dit nie so maklik om te sê waardes is goed nie. En ek gaan probeer met julle dit deel. Tot my groot verbasing toe ek nou vanoggend die handwoordeboek van Afrikaanse taal uithaal. Toe soek na die definisie van waardes. Toe is die woord waardes nie in die HT nie. Die enigste waarde is die waarde van 'n klavier of van 'n kar. Nou, hulle sê ook geen meervoud nie. Toe het ek vir Willem Botha gebel, sê Willem, wat gaan nie aan? Jy is by die WAT. Toe sê hy het gesoek. Waardes is nêrens geskryf nie, definisie. Tog staan dit in grondwet. So mens besef, dit is 'n tamelike onlangse begrip. Dit is eintlik maar in die nuwe Suid-Afrika voorkom, ek sal nou nie sê hoekom. Maar ek Willem het ook gesê, hy dadelik as 'n uitgetrede hoof van die WAT, die Woordeboek van Afrikaanse taal, het hulle 'n brief geskryf en sê julle moet sorg dat as julle by weer kom, en dit is net met u klaar. As julle by weer kom, dan moet julle daai om mis. En interessant is in die talige Woordeboek kry jy ook net value system. Kry jy value system? So dis 'n interessantheid dat waardes in die HT Woordeboek. Ek het nie van Oxford net daar gekyk nie. Bestaan ek nie. Dit beteken is nie belangrik. So, in Faros word hy van 'n waardestelsel gepraat en amper dieselfde beginsels of standaarde waarvolgens iemand optree. Nou wat is die groot prentjie? Nou wil ek julle so 'n bietjie op pad vat. Die ouens wat op Potchefstroom ons vir julle is dat nou nie enige nuus is nie. Maar elke mens het 'n denkraamwerk, moet 'n paradigma. En ons het dis nie nou meer so populêre woord nie, maar dit is 'n lewens- en wêreldbeskouing. Dus jy die lewe en die wêreld beskou en interpreteer en daarvolgens leef. En natuurlik almal het dit. Selfs die ouens wat ontken het dit. En daai lewens- en wêreldbeskouing, jou paradigma, word gevorm deur baie dinge. Word gevorm deur jou ouers, jou ma, word gevorm deur jou opvoeding, word gevorm deur jou omgewing, kan gevorm word deur jou Christendom. Maar dit is 'n geheelbeeld en dit maak dat jy seker goed doen en seker goed nie doen. Nou, en dit wat volg is dat elke filosofiese siening of tydsgees het al ontken dit het 'n religieuse onderbou. Selfs sekularisme het 'n religieuse karakter. Al is dit net om te sê ons is teen almal wat nie sekulêr is. Dis 'n belief, is 'n oortuiging. En dis wat baie ouens nie verstaan. Die rasionalisme van 1700 tot so in die 1900s het altyd feite en waardes geskei, geloof en wetenskap. Niks met mekaar te doen nie. Daar's nog vandag 'n skeiding in Suid-Afrika, veral in Engelssprekende geleerders en ook in sekere swart geleerders, tussen die private geloofslewe en die openbare werkslewe. Maar selfs Mandela het gesê, my personal religious beliefs have nothing to do with my public life. Nou die van ons wat reformatories is en dink sal weet, dit is absoluut teen alles wat die reformatie sê en gesê het. En tog is dit die tydsgees van die begin van die 1900s af. Wat nou gebeur het, ek gaan nou terugkom na die neutrale op die wetenskap, maar in die 20ste eeu, in 'n reaksie op, en waarskynlik na die wêreldoorlog, op die rasionalisme. En die ouens sê nee, maar dit kan nie waar wees, want kyk wat het die feite ons gebring het, ons die wêreldoorlog.
En die irrationalisme het eintlik gesê, elke mens self besluit wat is vir hom waar is, wat is vir hom waar, wat is eties. En natuurlik, julle kan hoor dat elke keer word God se woord en dit wat hy vra word al verder op die agtergrond beskryf. Nou net om te praat oor die Pikse geveg spesifiek destyds was oor die hele kwessie van neutrale wetenskap. Al die ander universiteite, miskien met die uitsondering van Vrystaat, het gesê wetenskap is objektief neutraal. Niks met geloof te doen. En hulle is verkeerd bewys. Vandag glo die ouens heeltemal anders. En Thomas Kuhn wat nie 'n gelowige was nie, het 'n boek geskryf in die 70's, The Structure of Scientific Revolutions. En dit het bewys dat in die geskiedenis het mense paradigmas gehad van hoe die wêreld lyk. Natuurlik die mees primitiewe een was die wêreld plat. Maar daarna was dit Galileo en ander wat gewys het daar verandering en daai wêrelddeel, daai paradigma sê is 'n religieuse. Dit is baie iets met God te doen, maar met geloof te doen. En daarom vandag dink ek word dit duidelik aanvaar dat wetenskap is nie objektief neutraal. Want hoe jy wetenskap benader word bepaal deur jou waarheidssysteem, deur jou lewens- en wêreldbeskou. Op vandag is ons in Suid-Afrika, as mense nou in die 60 of 70 jare vir jou hierdie lesingkie gegee, dan was dit maklik, want ons is 'n Christelike staat, Christelike regering, al die ding. Vandag word ons gekonfronteer met 'n sekulêre staat, 'n sekulêre samelewing en 'n sekulêre grondwet. So wat doen ons nou? Nou ons praat nie vanaand daaroor nie, maar baie Christelike reformatoriese denkers het al gedink, nou hoe kan mens in hierdie sekulêre Suid-Afrika tog regtig geskied aan eintlik aan norme. Ek sal nou net vertel wat se verskil tussen norme en waardes. En die beste wat ek kon kry is dat die ouens sê ons moet werk met religieuse of konfessionele pluralisme. Dat jy erken die ander, jy sê nie jy stem met hom saam nie en hy erken jou. Maar dis miskien ander ene, maar dis gegrond eintlik op daai belangrike ding van Nooiweer wat gesê daar is soewereiniteit in eie kring. Die gesin, die kerk, die skool, die staat, is almal samelewingskringe en die een is belangriker of oor die ander. Dit is 'n baie belangrike reformatoriese beginsel. En natuurlik hierdie staat van ons probeer verander. Hulle sê alles is ondergeskik aan die staat. Alles is ondergeskik aan die ideologie. Terwyl daai gesê daar was 13 samelewingskringe, die etiese, die estetiese, kerk, skool ensovoorts. En dis die manier waarop hulle dit natuurlik kan doen. So wat is 'n waarheidsstelsel en waarop is dit gegrond? Nou, ons het die definisie klaar gesê, nou daar is 'n groot debat in reformatoriese kringe en ek wil ook sê, dis nie dobbers nie, baie baie geleer as dit ook oorsee. En dit lyk vir my, wat omtrent algemeen aanvaar word, is daar 3 vlakke lê. As God se wet, in die Bybel, in 10 gebooie spesifiek, wat saamgevat word as die wet van naaste liefde, God se wet van liefde. Daar is daar norme en beginsels wat ons aflei van God se opdrag. En wanneer daai norme en beginsels dan vasstaan, dan maak ons waardes daarvan. So dit lê op so 3 vlakke. En natuurlik, hoe verder jy onder toe gaan, meer subjektief kan dit word. Daarom sê baie van die etici en filosofe, waardes moet na gekyk word van tyd tot tyd. So nie dink dat waardes is altyd verbind met God se wet en altyd verbind met naaste liefde. So die beginsels of norms wat omtrent dieselfde is die menslike positivering van 'n element van God se wet. 'n Waarde is dan die realisering of die uitlewing of die nastreef van daai beginsel. So 'n voorbeeld, die wet is naaste liefde, die norm is respek en die waarde is menswaardigheid. Wat toevallig ook in die grondwet staan. So ek sal terugkom so. So dis nie, waardes kan nie bloot 'n persoonlike subjektiewe keuse wees, veral as dit dan vir die hele land moet geld. En dis een van ons probleme, want elkeen wil sy eie waardes hê. Elkeen wil sê, maar dis my waardes. En natuurlik hierdie goed met kultuur op. Kom ons kyk. Wat beïnvloed die totstandkoming van so 'n waarheidsstelsel dan? Daar is 2 goed. Die een is godsdienstig filosofiese denkraamwerke. In Suid-Afrika het ons 'n Engelse tradisie. Dis die Methodiste kerk, Presbyteriaanse kerk, ons Christelike kerk, Afrikaanse kerk. Hulle het 'n pietistiese skeiding tussen geloof en wetenskap, privaat en openbaar nog altyd gehad. Dis die sterkste in Amerika, is sterk in Engeland ook. Die verskil, die skeiding tussen kerk en staat. Maar in Suid-Afrika, veral in hierdie Engels sprekende kerke, kom dit baie sterk na vore dat wat ek in die kerk leef en wat ek beleef daar in my geloof het nie my werk nie. 'n Mens kan dink watter katastrofale gevolge kan dit hê.
Want as die dominee vir jou preek op Sondag, doen die steel nie. Maandag is dit 'n belangrike punt. Ek stel dit ekstreem, jy verstaan wat ek bedoel. In die Afrikaanse reformatoriese tradisie is die Kuyper se stelling of waar Christus regeer in elke lewenssfeer. Men moet so erken dat die Afrikaanse reformatoriese kerke is nie homogeen nie. Selfs binne in 'n kerk, is enige kerk is daar baie strome, as julle weet, en ook in die Dopperkerk en Hervormers. Maar is nog redelik in lyn met hierdie reformatoriese tradisie dat Christus is koning nie net in die kerk nie, hy is ook koning oor die hele lewe. Maar ons verskille strek al van mense wat tamelik fundamentalisties na die Bybel kyk en ander wat skrifkrities na die Bybel kyk. En dan ons in Suid-Afrika 'n groot deel van ons bevolking, ek het laas gesien 45% van die swart bevolking behoort eintlik aan een van die Afrika kerke, die ZCC of so. En nou is beïnvloed deur die Engelse tradisie van skeiding, maar die meerderheid is ook steeds betrokke by Afrika godsdienste en voorvader verening. Ek het nou nie geskryf voorvader aanbidding nie, maar baie daarvan kom eintlik maar daarop neer. So dis 'n ongelukkige feit hier en dit beïnvloed as ons wil 'n gemeenskaplike waardestelsel daar stel, dan moet ons weet dis die struikelblok wat ons vatstaan. So dis die eerste ding wat 'n gedeelde waardestelsel beïnvloed. Die tweede is kulturele denkraamwerk. En ek wil amper sê dis amper erg. Navorsing wys dat die uitleef van 'n kultuur op 4 fundamente staan. Kultuur in die breedste sin van die woord. Nie volksspele en sang en dans van kerkekeursentang. Die eerste is hoe 'n persoon hom self sien as individu of deel van 'n kollektief. Tweede is hoe 'n persoon verantwoordelikheid sien. Is dit persoonlike verantwoordelikheid of met die gemeenskap of die staat verantwoordelikheid neem. 3. Hoe 'n persoon die konsep van tyd sien. Hoe 'n kronis sê dit gaan aan. Jy moet bykom. Daar's 'n einde aan tyd. Toekomsgerig of polykronis, verhoudings en ledigheid. Dis nie maklik as dit is 'n sirkel. Manjana, môre is nog 'n dag. En dan 4 is hoe 'n persoon sy haar locus of plek van kontrole sien. Is dit intern? Ek neem kontrole want ek is verantwoordelik. Of is dit ekstern? Want ek is eintlik 'n slagoffer van my omstandighede of magte buite my beheer. Van julle het al gehoor, as van ons werkers sê, as hulle laat is, dan sê hulle, die teks het my gelos. Ja, dis al wat dit is. Dis 'n presiese uitdrukking van hierdie saak. En dis 'n kultuur. Dis nie 'n ras nie. Dit sal in Indië of in China ook gebeur. So, dis die kulturele dan. Watter denkraamwerk het ons dan in Suid-Afrika? So ons het 'n westerse raamwerk onder 'n groot deel van die bevolking. En internasionale studies bevind dat westerse kulture, VS-Afrika, Wes-Europa neig na individualisme, selfverantwoordelikheid, taakgerigtheid en interne locus van kontrole. Nou, ek wil net hier 'n voetnoot maak. Ek sien nie daarmee dat dit die ideaal is nie, want ek dink in elk geval moet daar 'n balans wees. Ons is dalk as westerlinge te individualisties. Ons lewe dalk te min in ons gemeenskap, veral in vandag se tyd. Dan die oosterse raamwerk, en hierdie is navorsing wat in Amerika gedoen is. China en Japan neig na kollektivisme, gemeenskapsverantwoordelikheid, verhoudingsgerigtheid en 'n eksterne locus van kontrole. En ek sê natuurlik skep mense net in een op die ander, ja, as ek kon toeneem, maar die meerderheid van westerlinge beleef die wêreld dan self op een manier, en oosterlinge beleef die wêreld op 'n ander manier. En dan iets wat ek afsluit hieruit, dit was nie deel van daai navorsing nie, is die Afrika raamwerk, wat vir my lyk op 'n nadering van die oosterse kultuur, kollektivisme, Ubuntu. Ubuntu is ek is deel van die groep, eksterne locus van kontrole, 'n sterk slagoffermentaliteit, deel van die groep eerder as individu. Nou, die goeie nuus is, wat ek sê toe ek hierdie bewusgrond artikel wat geskryf het lang gelede, toe ek dit lees, het ek eintlik moedeloos geword oor die land. Want as dit die kultuur is van die meerderheid van die mense, in die oosterse manier van dink, dan ons verder gaan. En wat ek besef het dat, en baie van die swart mense wat ek ken in die besigheidswêreld en ander plekke, het hulle al verwester. Hulle dink baie meer soos ons, so wat ek sê, soos hulle verwestersing toeneem, en verstedeliking, sal dit wel verander. So wat is die pad na gedeelde waardestelsel? Nou die vraag is of ons in Suid-Afrika met die ekonomie en staatsies wat grootliks op westerse waardes van individualisme, selfverantwoordelikheid, taakgerigtheid en interne van locus van kontrole gebou is,
nie 'n botsing staan met individue wat meer klim op die ander kant, collectivisme, gemeenskap, eksterne. En dis nie 'n rasseprobleem nie, dis 'n kultuurprobleem. Dis is baie moeilik, en dis nou, waar ek hoop ek maak dit nou nie moedloos nie. Tine sal onthou die doppers, nagmaal volgende hier, ek nagmaal is ons nou, jy moet ernstig wees oor jou sonde, jy moet dink oor, bring nagmaal voor die tot die dieptes. Nou, by die draaipunt, dan sê hy, maar om nie die verslaafde van die gelowiges kleinmoedig te maak, en tel jy op, en die verlossing toe. So ek wil nie die verslaafde van die gelowiges kleinmoedig maak nie, maar dit is nie maklik om teen hierdie agtergrond religieus, filosofiese denke, wat ingebed is in mense, al weet hulle nie, en hierdie westerse denkdraamwerk, om gedeelde ware stelsel te kry, maar kom ons kyk. So toe vraag ek myself, kan die grondwet dit wees? Nou die grondwet, gebruik die woord waarheid, is die Afrikaanse vertaling van die grondwet van artikel 1, basis artikel, net die artikel 1, die ander is nie so van toepassing, en hy sê, Republiek, een soevereine demokratiese staat gegrond, founded in Engels op die volgende waardes, en ek het die eerste 1A het gekursiveer, menswaardigheid, die bereiking van gelykheid en die uitbou van mensenregte en vryhede, nie-rassigheid, nie seksisme, opperslag van die grondwet, heerskeppy van die reg, algemene stemrecht, ensovoorts. Dis die waarheid vir die grondwet ons. En ek dink ons kan allemaal daarmee saamstem. Die vraag is, gaan dit ver genoeg? Dit is genoeg vir 'n gedeelde waarheidsstelsel. Ons moet kyk. So ek sê ja, maar deur die grondwet, en die regsgeleerdes onder ons sal dit weet, daar is verskillende interpretasies op die reg van verskillende van die waardes en beginsels en regte van die grondwet. As ek spring na die derde een toe, julle sal dit dalk nie glo nie, maar as mense by die reg op vryheid van godsdienst interpreteer, nie as vryheid om godsdienst te beoefen van die keuse nie, maar die reg om vry te wees van godsdienst in die skole en in die stad. So, dis nie, 'n grondwet is 'n moeilike ding om te skryf het, baie tyd gevat, maar daar's verskillende, en natuurlik die transformasie drywers van die ANC se denke sit ook maar in die howe en in die grondwetlike hof spesifiek. En daarom moet ons sê, daar is amper botsende regte in die van mensenregte. Regte wat gebalanseer moet word en mekaar, en die belangrikste een waarvan ek weet wat ek kan uitlig, is artikel 9 gelykheid. En dit troef omtrent af. En dit in die hofsaak van Kossies en later ook Stellenbosch oor Afrikaans by die universiteite, en dit sê artikel 29 lees ook kan, artikel 29. En artikel 29 gee ons die reg om in die taal van ons keuse onderrig te word waar dit redelikerwys moontlik is. So, dis nie maklik om buiten daai eerste twee waardes om te sê, maar die grondwet is ons ware stelsel. Want hy is te wyd en hy word verskillend geïnterpreteer. Maar, Johan van der Vyver, wat ek dink die vader van die mensenregte idee in Suid-Afrika was, hy was hervorming tussen hakies. Hy het vir ons in die stadium in die klas gesê, ons was vroeger 14 in die klas, dit is net menere, dit is menere, demokrasie is so seks. Sit ons allemaal so reg op. Hy sê, as dit goed is, as dit goed werk, dan is dit baie goed. As jy was nie goed werk, is nog steeds die beste wat ons sê. En ek wil amper sê, die grondwet, as hy goed geïnterpreteer word, is fantastisch. Maar as hy nie goed geïnterpreteer word, is dit steeds die beste wat ons sê. So, in 'n sekere sin is dit 'n terugvalposisie. En ek sê altyd vir mense wat klaar en sê, roep van die ouens het ons uitverkoop. Hoekom wil die ANC die grondwet verander as hulle alles gekry wat hulle gehad het? As hulle verhoef hulle regtig oor afgesit het. Hoekom is daar so baie van die ANC en die EFF wat nou die grondwet verander? Dit het ons alles gekry. Dit is ons historie. Dit is nie waar nie. Dit was 'n kompromis. Dit was 'n kompromis. So ek dink die grondwet moet ons bewaar. Ons het by die EWR Klerstigting baie sterk daarin gestaan. Jy moet nie voeter met een, dat is tegnies goed wat al 16 keer verander is iets anders. Maar as jy begin voeder aan die beginsels in die grondwet, dan is jy op baie begeleid om onder toe. Wat ek sou sê, is dat daar kort dalk 'n nadere verklaring, deur studie en deur gesprek oor die beginsels van die grondwet, veral daai artikel 1, en dan ook tot 3, en 3 gaan oor taal, en 6, wat nodig is. So, wat is my, ekskuus, is nog een? Ja,
om van 'n gedeelde waarheidsstelsel te praat, besef ons doen dit eintlik om 'n sekulêre gemeenskaplike grond te vind om te kan saamwerk. Dit is laer en meer subjektief as Christelike norme. Dis die eerste les wat ek geleer het uit hierdie preek maak. Op grond van God se liefdeswet lei ons norme op beginsels as jy wil van ons eie lewe af. Op grond van hierdie norme kan ons waardes vind wat met ander kan deel, wat nie noodwendig Christen is. En ek verwys hier baie maal na Jeremia 29, Jeremia 29, waar die volk in ballingskap is en die Here skryf in hulle brief. Hy sê, julle is nou in Babel, trou, werk vir die heil van daai stad, plant woorde, kry kinders, want julle heil is ook die stad se heil, en die stad se heil is ook julle heil. Aan die ander wyse, daar's nie volk, 'n Christelike volk, nie, 'n Joodse volk daai tyd, is in 'n heidense omgewing. Hulle moet deelneem, hulle moet saamwerk. Hulle moet nie heidens word, maar hulle moet daar bly en hulle moet bid vir die stad. Staan spesifiek bid vir die stad, want die stad se heil is ook julle heil. Die grondwetlike waardes van daai wat ek gewys het van menswaardigheid, die uitbou van menseregte, vryhede en hierasigheid, oppervlakkigheid, is in lyn met, dink ek, is in lyn met reformatoriese norme. Maar die huidige ANC en regterlike interpretasie van die bereiking van gelykheid is problematies. Want dit gaan vir hulle eerder oor uitkomste, gelyke uitkomste, as gelyke geleenthede. Nou, gelyke uitkomste beteken eintlik maar, ons hardloop almal die 100 meter en almal kom eers. Maak nie saak hoe vinnig jy hardloop nie, maak nie saak hoe hard jy gewerk nie, of hoe fiks is jy nie, dis 'n gelyke uitkoms. Nou, dis 'n bietjie die absurde wat jy kry dan. En dit is gevaarlik, en ek dink nie dit is realisties nie, ek dink nie dit is reformatories nie. Maar vir die ander het ek nie persoonlike probleem, mense kan rondom daardie wel werk. En ek dink dat, as jy my vraag, wat kan ons doen? Natuurlik, die albei kan op hulle eie manier werk, waar hulle kan, aan julle kant, maar ek dink die kerke het die grootste rol, en ten minste mense in die Christelike kerk het jy 'n eerste aankondigingspunt, jy kan ten minste sê, goed, ons glo in Christus, ons glo in die Bybel, natuurlik ons moet interpreteer hoe ons glo, wat is die rol van voorvaller geeste, en die enigheid. Daai gesprekke moet gebeur, en dit is omtrent die beste manier om Christelike norme van gemeenskaplike waardes of tot gemeenskaplike waardes uit te bring. En soos wat die politiek ontwikkel en vir Westers en Sydney sal dit makliker word. So, dis waar ek uitgekom het, maar ek het dit met opset kort gehou, sodat daar genoeg tyd is vir bespreking en vrae en die algemeen. Dankie. Aktivisties is. Ja. So niemand mag uitstyg nie, want dan sê jy individualis, jy los die trui. Dis nie Ubuntu. Ek sê altyd Ubuntu het baie goeie positiewe dinge, en ek dink die feit dat ons nog nie 'n burgeroorlog gehad het of 'n revolusie vroeër nie, kan ons aan Ubuntu toeskryf. Maar in vandag se tyd het Ubuntu baie negatief goed. Die verdraagsaamheid met die ANC, ten spyte van die feit dat dit droog maak, kom ook uit Ubuntu uit. So dit is twee kante van dieselfde muntstuk. Ek moet sê dat ek miskien 'n ding sê, versigtig sê. Toe ek daar artikel geskryf oor die waardes, het ek begin by 'n psigiater wat ons ken, en ek vra van hoekom doen, en ek het besef, dis nie net Afrika nie, dis ook ander ontwikkelende lande, hoekom doen hulle nie onderhoud nie? Hoekom is maintenance er vroeger? Ek het later gehoor, iemand wat ek klomp swart tale ken, ek sê, daar is nie 'n woord vir onderhoud in die meeste swart tale. Dit is anders. Toe sê hierdie ou vir my, daar's baie teorieë, maar hy het 'n boek afgeskryf, hy stuur vir my uitgelyks uit die boek uit. En dit gaan oor daardie tydsbegrip, synkronies, tyd gaan vorentoe of hy kom terug. En dit gaan oor ruimtelike besef, my plek in die wêreld, ek is 'n individu, maar ek is ook deel van 'n samelewing. En hy sê toe, daar's navorsing, maar ek was te bang om dit in die koerant te skryf. Daar's navorsing wat wys dat as jy nie van 18 maande af gestimuleer word en buitekom en speel, dan ontwikkel jy nie 'n tyd en 'n ruimte besef. En baie van ons swart mense wat vandag
jong volwassenes en volwassenes is, het vir 4 jaar op hulle ma se rug gery. En wat hulle gesien was hulle ma se rug. En hy het dit toe nou vir my kort vir my, hy sê, as jy nie 'n kleuterskool was nie, as jy in jou ding is. Nou ek was nie 'n kleuterskool, so ek het nie geglo daai. Maar jy verstaan hoe subtiel is dit nou, net om daarbey uit aan te sluit, of om verder te gaan. Daar's nou, die wet sê nou dat kleuterskole by laerskole wees. Nou klomp van ons laerskole, Afrikaanse laerskole, maak net 2 klasse oop, hulle vat 2 onderwysers wat graad 1 onderwyser was, en hulle sê gee vir die kleuterskoolklas. En dat hulle sit daai arme kinders van 4 of 5 jaar by stoeltjies en so aan, en hulle moet leer lees voor hulle graad 1 kom. Dit is die verkeerdste ding wat hulle kan doen. Die kinders se behoefte op daai stadium, hulle moet speel, hulle moet ruimte en tyd, hulle moet klim, hulle moet val. Hulle moenie sit nie. Hulle moenie leer lees nie. So ons maak dieselfde fout. Maar net 'n bietjie waaraan vrak. So ek wil net sê ek was te bang vir. Ek was al baie keer nie bang nie, maar hierdie keer was ek baie so nie daai ding geskryf en dis maklik as groot as dit al. Maar ongelukkig is dit die werklikheid. Die goeie nuus is dat dit gebeur minder in stedelike gebiede, maar dit gebeur nog steeds. Hierdie arme kleintjies wat nou by hulle ma's by die robot sit. Wat is hulle wêreld? Karre wat verbygaan. Ons kan praat oor was Kodesa flop of nie. Vir my is die afdoende antwoord is daar was nie alternatief nie. En ek glo gewoon nie dat ons van die militêre en die polisie en die staatsdiens ver kom nie. Ons sou baie mense, ons sou vir 10 jaar kon aanhou, maar daar sou 1 miljoen mense dood gewees. En die ekonomie sou volledig aan sy dinge gewees. So dis teorie, was geflop. Wat ek wel kan sê, is dat die grondwet wat daar staan, wat die uitkoms was, eintlik van Kodesa, word deur baie mense beskou van die beste in die wêreld. Hy mag foute hê, mag dalk nie, ons kan baie keer vir EW oor checks and balances, maar die feit dat Afriforum amper elke wet in die hof kan gaan beveg, is deel van die checks and balances, dit vergeet mense. Die feit dat die ANC totaal rigting verloor het en eintlik gekaap is deur kriminele, ek dink kan nie op Kodesa se brood gesny word. As hy ANC leier was, die Mandela's, hulle het hulle ideologie gehad, dis waar. Maar as hulle ten minste goed regeer, dan is vandag ook op baie ander plek. Maar goed, ons verskil daaroor, ek weet as ek bijvoorbeeld enigiets skryf oor die ANC, dan is daar altyd ouens in beeld op destyds in die netwerk 24 wat sê, ja, maar jy was in die kar en jy het vir Ede Klerk gewerk. Hoe kan jy jou maatjies kritiseer? So ek verstaan, en baie ons vat dit terug na die referendum, want dit 87 se referendum. Nou dit is lang gelede, dit help nie as ons al praat nie. Ek terugwerkend sê ek net, die mense wat realisties was, besef, is dalk nie die beste uit, dit was nie alternatief. Ons was bankrot as 'n land, die staatsskuld deur die banke in Europa en Amerika sê totaal terug. So ons het die beste teen ons gehad, Reagan en Thatcher het ons ondersteun, maar net as ons tot 'n punt kom. So kom ons los dit daar. Wat ek wel kan sê is dat die ANC daai tyd wel besef dat die bevolking, die breë bevolking, is nie so geletterd as wat hulle behoort te wees nie. En ek onthou dit spesifiek, die Nasionale Party wou voortgaan met 'n kiesafdelingsstelsel. En toe die ANC sê nee, hulle het eintlik mooi gepleit en sê ons mense is nie volwasse genoeg nie. Ons gaan 'n klomp kroeks kry wat staan in kiesafdelings en dan gaan hulle parlement toe gaan. Ons moet besluit wie's dit. Ek glo hulle was bona fide. Hulle het nie gedink aan kamerontplooiing op daai stadium nie. Dit is 'n jaar of 6 later gekom. Maar so hulle besef daar's groot verskille in die swart bevolking, veral in die landelike bevolking. En daarom het hulle uiteindelik nie eers naby 'n kiesafdelingsstelsel tot proporsionele stelsel bevat en ek dink ons weet almal dit is eintlik 'n flop. Dat ons eintlik moet terugkeer na ten minste helfte kiesafdelingsstelsel en 'n proporsionele afdelingsstelsel sodat jy iemand kan roep en sê jy's my LP, kom hier en vertel my hoekom is jy nie water in die pyp nie. Wat nie vandag daar is nie.
So en ek dink ek moet ook sê dat as ek nou hier goed sê, dan is dit dan veralgemeen mens. Ek sê dis hoe die swart bevolking is, maar as ek weet nie die hele swart bevolking. Want daar's baie mense wat in die stede bly, wat al 'n derde geslag in die stede bly, wie se kinders nie eers meer Tswana of Wena kan praat, wat Engels praat, wat anders dink as baie van wat ek nou op die skryf gesit het. Maar hulle is op die minderheid. Dit is waarskynlik hulle wat vir die DA gaan stem. En gestem het in die verlede. So ons hoop dink ek lê daarin. Maar ons moet ook altyd onthou dis nie homogeen nie. Net soos dat die Afrikaners nie homogeen is nie, net soos dit mense ook nie homogeen is. Miskien sê oorsaak en gevolg is baie keer gaan mekaar uit. Dit is presies wat oorsaak wat gevolg nie. Ek glo dan is daai tydsbegrip, gebrek aan tyd aan 'n sinkroniese tydsbegrip wat maak dat daar nie vooruitgang is nie. En dit gaan saam met dit het ontwikkel uit die nomadiese. Dis nie belangrik nie wanneer ons dit doen nie. Ons trek net as baie klein, as baie tyd. En dit vang ons vandag. Natuurlik, dit het nou bygekom, by dit het gekom dat die plaaslike owerhede word besteel. Hulle word werksbureaus, werkskepingsbureaus vir ANC-kaders. As dan nie genoeg geld om die ander goed te doen, en dan word dit nie gedoen. Ek verstom my hoe die ANC kan wegkom deur te sê ons is nou die slagoffer van verouderde waterinfrastruktuur. Dan wil ek vir my ding is maar alies. Julle is 30 jaar in die job. Hoekom het julle dit en as geld, baie van die kapitaalbegrotings van terug. Hoekom? Omdat hulle nie die kundigheid in het om tenders uit te skryf en tenders toe te ken en die tenders te bestuur. Die regte mens. Hulle het nie meer die regte mense nie. So dis 'n dit word 'n bose ding. So ons is eendag, ek wil ongelukkig is alles wat ek julle vanaand vertel het, is word nie bewys deur die ANC veral op plaaslike vlak. Selfs die ouens kan nie organiseer nie. En dit is laat. So as dit alslaas. Ek dink hoe ons dan moet uitkom tyd 'n volgende geslag. Prof Jaap Helberg was ons Ou Testamentiese professor. Tien is onthou. En hy het eendag vir ons 'n totaal onteologiese vraag gevra. Hy het vir ons gesê, hoorie, broers, hoekom dink julle moes die Israeliete vir 40 jaar in die woestyn rond swerf? Jongen, ons het allerlei teologiese, wat is 40 jaar in dit land? En nog nie af ons van reg nie. Dis nie maklik. Toe hulle Egipte uitgetrek het, was hulle slawe. Hulle het 'n slawe mentaliteit gehad. 2 geslagte moes sterf voordat hulle as ordentlike gewone vry mense in 'n land kon ingaan. Prakties. Nou ongelukkig. Dis ek kan nie, dit help nie ek sê jy moet nie waar in die lewe vir jou 80 of jou 85 of jou 90 verjaardag is al reg. Nee, dit gaan nie gebeur. Dis die ene. Die tweede ding dink ek wel dat soos wat die industrie ontwikkel. Ek sê baie maal, een van die redes hoekom ek nie glo dat ons eers naby Witwatersrand ooit sal kom nie, is dat ons is 'n geïndustrialiseerde verstedelijkte land. Ek wil nie van julle wat in Harare was, dis 'n dorpie. Jy weet, sy is so groot as Rustenburg miskien. En dis al, daar is een of twee ander, maar ons het 'n verstedelikte land. Dis mense saamgetrek uit industrie, daar's verstedeliking, daar's baie moeilikheid natuurlik, Johannesburg gegaan te gronde. Maar dis hoekom ons nie in daai verval van 'n Zimbabwe maklik sou kom. En ek dink soos wat ons mekaar nou worstel en die sakesektor het maak, het 'n groot impak daarop. Maar kyk, in die sakesektor is ook westerse tradisies gekultiveer. Jy weet, daai ding moet inkom, daai tiener moet inkom en daai job moet klaar kom. Ek wil die ouens wat nou sien wat met Garsfontein gebeur. Ek het 'n pel. Hy is nie 'n rasis nie, maar hy het eendag met gesê vir hom sê daar's 'n moeilikheid daar, sê ja, maar daar's nie meer wit toesig nie. Nou ek sê net vir julle, ek weet nie wie daai kontrak gekry in Garsfontein nie, maar daar's wit toesig. Maar dan werk met tyd. Dat ek sê daar's westerse toesig, ek moet dit meer genuanceerd stel. En dit gaan al nie gebeur, want ouens sien dit. Hulle sien hoe vinnig word dit gebeur. Ek is seker ouens kan op 'n bonus kry om hulle se vinnig klaarmaak ensovoorts. So dis tyd en met mekaar stuur. En nou is die probleem, ons is te min wit mense om regtig impak te maak.
So ons maar kyk waar kan ons 'n verskil maak. En ek dink steeds op kerklike vlak, gemeentes, dis veilig vir 'n doppergemeente om met die doppergemeente om deur te skakel klim die jaar, en ook oor die goed te praat, nie net oor kerk en Christus nie, maar ook oor die goed, want dis veilig, jy kan sê, ons sit op dieselfde basis, dieselfde met die kerke, hervormde kerke. Maar daar is nie 'n kort pad nie, en as ek nou so 'n bietjie politiek kan praat, ek glo, en ek het ook al geskryf, dat die ANC is in 2029 nie meer 'n leidende party nie. Hulle gaan onder 30% kry. Die vraag is, gaan die DA 30% kry, en die gaan die DA, X en SA, maar hoe sal hulle nonsens los, die Vryheidsfront Plus is klein, gaan die IFP draai, en nie die ANC ondersteun op elke hoek draai nie. En as die groot ding wat ons nodig het, is 'n gematigde swart geleide party. En na my tyd kan dalk 'n paar ouens uit die ANC, want ek dink as Paul Mashatile president gaan word van die ANC, is daar uittog. En nie EFF nie. Want Paul Mashatile is die EFF president van die ANC. Daar's uittog, maar hulle moet 'n huis kry. Dit kan ek en jy nie doen, ons kan net bid daarvoor. Maar ek glo dat die ANC is nie meer, hy kan nog van 'n koalisie wees, maar hy kan nie meer sê die meeste van die mense het vir ons gestem. Nou weet. En ek dink wat die DA betref, hulle net ophou om van die begin af negatief te wees oor koalisies. Want wat jy eintlik moet doen, jy moet in die verkiesing ingaan met 'n koalisie met 5 partye en jy moet 45% kry. Dan is julle die grootste groepering, dan is die ANC uit. So ek dink die ANC is uit. Ek hoop ons almal deel aan dit dan, 2029. Maar om met weer 'n bietjie realisme te praat, ons moet ook weer in die land het seer gekry, die seer gekry. Dit gaan nog 'n rukkie vat vir 'n nuwe koalisie om seker goed te doen. En daarom op plaaslike vlak is so belangrik. Ek dink die ANC gaan onder 30% val op in 2026 word. En mense hoef eintlik niks te doen nie. Mense gaan net hulle stem. Willem Natasha het nou onlangs toe hulle by FNB stadion 4000 van hulle plaaslike munisipale raadslede in die kaart gehad het. Toe het hulle van 'n kant af uitgevreet, want hy kon nie stil kry om in die vergadering aan te gaan nie. Faksies het teen mekaar begin sing in die provinsie. Maar toe het ons gesê, ons kan goed sing, maar capacity to lol. Nou, ek weet nie presies wat beteken te lol nie, maar ek het gekyk, dit beteken baie naam en vol. Niks op. So, die punt is, hulle is weg. Die kwessie is, ons moet nou werk aan wat hulle plek het. En ongelukkig van ons dat die sit dit nie doen. Dit is in die hande van gematigde swart politici. Ek ja vir die eerste vraag, om ander verdere sekulêre waardes waarmee ons kan saamleef af te lei, wat ons weet gedeel kan word met ander. Ek het bijvoorbeeld op een keer het ek 'n tamelike aanvegbare ding gesê, ek sê op grond van Jeremia 29, en die Christelike kerke kan selfs saam met moslims werk om bijvoorbeeld de vigspandemie te beperk. Want dis tot voordeel van het land, jy hoef nie jou geloof te voer daardeur. So ja, maar ons moet weet, is dit afleibaar van naaste liefde. Dit is die eerste. Die tweede is ek minder positief oor, want op die oomblik gebeur daar eintlik 'n nasionale dialoog min tot niks tot min. En ek is meer dis nou Bram Hanekom wat die NG Kerk moderator van die Weskaapse Synode was, het by sy sentrum vir getuienis, ek sê wat sy getuienis en nog iets. Het hy die afgelope 18 maande 30 dialoë in die Weskaap, die Noord-Kaap en selfs in die Oos-Kaap. Hy het net gedoen. Hy het die kerklike invalshoek gevat, maar daar was al die mense daar. En hy kan vir ons sê dat die 3 belangrikste goed wat die mense wil hê, is misdaad, hulle veiligheid hê, hulle wil werk hê, hulle goeie opvoeding en veiligheid vir hulle kinders hê. Dis al niks. Hulle hoor nie oor enigiets aan. Dit is en dit kom elke keer weer. Ek weet nie of die nasionale dialoog met Mashatile aan die hoof daarvan daarby gaan. En of hulle die geld gee, want hulle wil elke wijk 13.000 wijke wil hulle dialoog. 'n jaar voor die
algemene verkiesingen lyk dit of die plaaslike verkiesingen lyk dit my op 'n maklike manier is om as jy nie geld het om 'n verkiesingsveld te voer nie, dan is dit maklik. So ek is maar daar is, ek weet die stigtings, en ek moet sê daar 'n bietjie meer daarvan, die Eden Clark Stichting en die Mbeki Stichting, hulle dink aan alternatiewe. En die kerke dink ook, die SARK, waarvan die kerklid is, dink ook om eerder 'n dialoog op hulle eie te hou. So in beginsel 'n dialoog, wat ek nou nog gesê het oor 'n Lopperkerk wat met Mamdoni skakel, is maar 'n dialoog. Maar as jy sektore wat ook voorsiening maak, kan daar die sektore nie dalk en die sektore kan ook absoluut as dit uitkom. Maar ons het byvoorbeeld gevra, kan daar die ABN ons die Afrikaanse Leiersnetwerk het gevra, kan ons asseblief 'n sektor kry, 'n kultuur en opvoeding. Dis wat ek ook gedagte gehad het. En hulle dit vernieuwend gewys. So ons sal ons eie sektor moet doen. Ek dink onderliggend aan my, en ek hoop nie ek het negatief oorgekom nie. Ek is glad nie negatief nie. Ek dink Flip Wys sê altyd hy's 'n optimis en ek is 'n optimistiese realist en hy sê 'n realistiese pessimist. Saam met ons van 'n middeweg. Al wat ek sê is ek dink ons moet aan die een kant moet ons self, as dit gaan oor werk en oor veiligheid en oor onderwys, aan die ander kant moet ons saam, as dit gaan oor hierdie gedeelde waarheidsken. Want daar is mense daar, swart, bruin mense en Indiër mense wat dink soos ons dink. Hulle is nog nie meerderheid nie, maar ons moet begin om daai side te pak. Ek ken die, en maar anders sê buite die Amerikaanse Rooms-Katholieke Presbyteriaanse Methodiste Kerk, wat ek dink die meer moderne swart bestuur gaan. Weet jy wat die Afrika ZCC en al die ander, en dis 'n groot deel daarvan. Ek weet nie of hulle goeie gehoor sal maak vir so iets. Ek dink mens moet eerder by die, noem maar die westerse Engelse tradisie kerk begin. Want ek dink die meeste leiers in die land is deel van hulle, want hulle is in stede. En die ander is meer in die. Maar ek dink dit is baie belangrik. Ek dink, as ek nou 'n kerkleier sou gewees het, sou ek daarvoor nogal gedruk het. En dat dit op plaaslike vlak begin. Dat mense dit so struktureer en die leiding gee, en mense kan maar manne kom en verslae oor wat gebeur het met hulle gesprekke. En dit is 'n makliker setting te volg. So ja, die vraag is ja, maar ek dink nie, dalk weet ek te min van die Afrika Kerk of die ZCC. Al wat ek net weet is dat elke jaar dan gaan Cyril of Forum Zuma gaan Morea toe en dan weet hulle daai ouens gaan vir hulle stem. Dit hoort nie tyd TV ons. En dan is Polokwane, jy weet, dan's die pad en Limpopo bly ANC. So ek dink, ek weet nie, ek dink mens moet maar begin by die kerklike wesens wat dit tradisie het. Punt van myself. Ek kan nou 'n artikel skryf, dalk sal lees en die ouens om en Cyril lees in elk van dit. So jy doen wat jy hand kan doen, waar jy kan, waar jy verskil kan maak. Ek kan nie 'n nuwe politieke party stig nie. Van 'n soort geleide politieke party. Ek is nie aanvaarbaar nie. Ek het nie die gawes nie, dat die ander mense daar die gawes. Ek kan nie so ek moet dit aanvaar. Wat ek nie kan doen, moet ek nie eens probeer nie. Wat kan ek doen? Ek kan bly. Ek kan sorg dat my menseverhouding met mense met wie ek dit vir my positief is. Dat ek gesprekke voer oor verantwoordelikheid en betydsstiptheid en daai van dinge. En dat ek in my gemeente sê, maar ons moet praat met die dokterkerk en Mamdoni. Dis wat mense kan doen. Ek bly doen die dis maar wat ek bedoel met stedelike swart mense wat tot 'n mate al verwesters het. Dis waar ons hoop lê. Al is hulle minder,
Dan wat gaan gebeur? Die ANC gaan waarskynlik uit 4 provinsies in 2029 nul wen. As 4 landelike provinsies. Waarskynlik Limpopo, Noordwes, Vrystaat is nie meer so seker oor nie, Oos-Kaap ook nie, Mpumalanga, en dalk miskien die Vrystaat ook. Maar hulle gaan in die stedelike provinsies, Gauteng, KwaZulu-Natal, die Oos-Kaap, en dit ook gaan hulle verloor, natuurlijk die Weskaap en dalk die Noord-Kaap ook. So, die punt is, die ANC gaan nie onmiddellik oor nag verdwyn nie, dis nie wat ek sê. Wat sê hulle mag, as die ANC die op 'n menslike vlak gaan gebeur wees, maar dan is daar nog nie alternatief. Dit is 'n alternatief van opsie. So ek dink die Bybel, die Here 29 hand in eie boesem steek en doen wat Johan vind om te doen. Want dit is waar dat die wil geskied, maar daar staan ook dat die koninkryk kom en die Christus sê ons moet help om die koninkryk te kom. God se heerskappy duidelik moet word deur wat ons doen. So nou ons het 'n aktiewe rol wat dan in jou kring en jou op jou vlak staan waar jy kan. En ek dink nie iemand verwag van ons of die Here verwag van ons om parlemente te gaan betoog. Ons kan seker, maar ons kan nie toi nie. Ons kan doen wat ons kan doen in ons eie